ons gaan stil staan weer by die Lydensweg, met spesifiek gaan ons kyk na Petrus se lewe. Voor ek saam lees, voor ek bid, voor ek saam lees, noem ek net dat 'n mens 'n vollediger prentjie kry van hierdie verhale, veral rondom Jesus se Lydensweg, as jy die evangelies saam lees. Want hulle weerspreek mekaar nie. As jy dit lees, kan dit vir jou dalk hier en daar so lyk, maar dit is meer vanuit verskillende perspektiewe, en die een sit inligting by wat die ander een nie gehad het nie. So as 'n mens dit saam lees, dan kry jy 'n groter en 'n vollediger prentjie van wat gebeur het. Daarom gaan ek ook aan die preek dan ook na verskillende evangelies verwys, en nie net die Matteus teks wat ek gelees het nie. Maar kom ons sluit die oë dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons U kan aanbid as die almagtige, alomteenwoordige God en Vader. Here, dit gaan ons verstand te bowe. U grootheid, U almag, daar is nie 'n deeltjie van hierdie heelal waar U nie teenwoordig is nie, waar U nie beheer het nie. Here, en op 'n besondere manier is U ook teenwoordig deur die Gees in U kinders se harte. Ons kom daarom met dankbaarheid na U toe en met vrymoedigheid op grond van die Here Jesus se bloed, se kruisdood, nader ons tot U, omdat U 'n genadige en 'n barmhartige God is. En ons het vrymoedigheid om na U te kom en U te aanbid en vir U te vra om U woord oop te maak en met ons te praat. Beklee ons met nederigheid en met afhanklikheid, dat ons sal besef hoe nodig ons U elke oomblik van elke dag het. Praat U met ons deur U woord, Here. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ek lees vir ons saam Matteus 26 vers 69 tot 75. Die verhaal speel af in die hoëpriester se amptswoning. Dit gaan oor Petrus. Petrus het buite gesit in die binnehof. 'n sekere diensmeisie het na hom gekom en gesê, jy was ook saam met Jesus die Galileër. Hy het dit egter voor almal ontken. Ek weet nie waarvan jy praat nie. En 'n ander diensmeisie het hom na die poort sien loop, die poort waar jy uitgaan. En sê toe vir die mense daar, hierdie man was saam met Jesus die Nasareëner. Weer het hy dit ontken met 'n eed, ek ken die man nie. Na rukkie het die omstanders nader gekom en vir Petrus gesê, jy is beslis ook een van hulle. Trouwens, jou uitspraak verklap jou. Daarop begin hy vloek en sweer, ek ken die man nie. En onmiddellik het 'n haan gekraai. Toe het Petrus die woorde onthou wat Jesus gesê het, voordat 'n haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En hy het na buite gegaan en bitterlik begin huil. Ons tema is, Jesus verloon deur sy disipel Jesus. Verlede Sondag het ons stilgestaan by Jesus verraai deur sy disipel Judas. Die verskil was, Petrus was ook die leier disipel gewees. Nou ons is in lydenstyd waar ons stil staan met die lyding en sterwe van ons Here Jesus. 2 Sondae gelede het ons stilgestaan by die Here Jesus se donkerste uur van droefheid in die tuin van Getsemane, waar hy gebuig het voor die wil van sy Vader om God verlatenheid te ervaar en om die Vader se beker van toorn en straf vir die sonde van die wêreld vrywillig te drink. Hy het dit vrywillig gedoen. Sodat diegene wat in Jesus glo en as Here bely nie die beker van God se toorn hoef te drink nie en God verlatenheid te ervaar nie. Verlede Sondag het ons stilgestaan by Judas Iskariot, een van die 12 apostels wat Jesus op slinkse wyse met voorbedagte rade verraai en in die Joodse raad uitgelewer het. Vandag kyk ons na die leier apostel, Petrus, wat Jesus nie net tydens sy verhoor in die steek gelaat het nie, maar hom openlik verloon het. Beide Judas se verraad en Petrus se verloning is 'n vervulling van 'n profesie van Jesaja.
in Jesaja 52:53, 700 voor Christus, waar Jesaja Jesus beskryf as, hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte, hy was verag en ons het hom nie geag nie, hy is nie geag nie, Petrus het hom nie geag nie. Deel van Jesus se lydensweg was dat hy as seun van God verstoot, verag, verlaat en in die steek gelaat is deur sy eie disippels. Dink aan die geweldige hartseer, pyn en droefheid wat by hom veroorsaak het. 'n Mens kan baie teenstand verdra en jy kan dit vat. Maar wanneer die mense naaste aan jou verlaat en jou in die rug steek, dan knak dit die meeste mense. In Johannes 13 lees ons, voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. So het geweet sy kruisiging is naby. En dan staan daar, hy het sy eie mense wat in die wêreld is, liefgehad, hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad, tot die uiterste toe, het hulle liefgehad. Jesus het sy disippels tot die uiterste toe liefgehad. En kort voor die kruisiging dit gedemonstreer nog deur hulle voete te was. En sy disippels, Judas het hom verraai, Petrus het hom verloon, en die res het almal afvallig geraak. Dis wat hulle gedoen het. Jesus het dit immers, het dit geweet, dit gaan gebeur, hy het dit 2 keer voorspel, die nag nadat hulle die Paasmaaltyd geëet het. Die donderdag nag eintlik al reeds die Vrydag, want die Joodse dag begin as die son onder is. Toe Jesus die nagmaal ingestel het, na hy die nagmaal ingestel het, stap hy saam met sy disippels na die tuin van Getsemane. En dan sê hy vir hulle, julle almal sal my vannag nog in die steek laat. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak en die skape van sy kudde sal uitmekaar gejaag word. Nou hier haal Jesus Sagaria 13 vers 7 aan, wat Jesus se dood, sowel as die afvalligheid van sy disippels voorspel, terwyl hy stap, sê hy dit vir hulle. Impulsiewe Petrus, die leier van die apostels, reageer onmiddellik. En hy sê vir Jesus, selfs al sal almal van u afvallig raak, ek sal nooit afvallig raak nie, sê Petrus vir Jesus. Nou Petrus was nog nooit bang om vir Jesus op te staan en openlik te bely dat Jesus die seun van God is nie. Ons lees in Johannes 6 vers 66 dat Jesus se disippels, daar het Jesus baie harde woorde gepreek, en dan lees ons dat sy disippels, nie die 12 nie, het een na die ander omgedraai en begin wegstap. Kan dit gaan lees daar in einde van Johannes 6. En hulle het hom nie meer gevolg nie. En dan draai Jesus na die 12 en hy sê vir hulle, julle wil tog seker nie ook weggaan nie. En nou hoor wat antwoord Simon Petrus hom. Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van ewige lewe en ons glo en weet dat u die heilige van God is. Dit vat 'n man wat stewig staan om dit te bely, terwyl ander omdraai en wegstap. Belangrik, wanneer Jesus Simon, seun van Johannes ontmoet, want dis eintlik sy naam, Simon, seun van Johannes, verander Jesus sy naam. Ons lees, dis toe hy hom ontmoet, Jesus het stip na hom, na Petrus gekyk en gesê, jy is Simon, die seun van Johannes, jy sal Sefas genoem word, wat vertaal word Petrus. Sefas is die Aramees, Petrus is Grieks. Sefas in Aramees beteken letterlik rots. Petrus is die letterlike Griekse vertaling van Sefas, wat ook rots beteken. Jy Simon, seun van Johannes, jy gaan die rots wees tussen die apostels. Petrus het vroeg reeds getoon hoekom hy 'n rots onder die disippels is. Wanneer Jesus in Caesarea Philippi vir sy disippels vra, julle, wie sê julle is ek? Vra hy vir sy disippels. En dan is dit onmiddellik Petrus wat antwoord. En dan sê hy, u is die Christus, die seun van die lewende God, sê Petrus. Aangrypend. Sê Jesus dan vir hom, gelukkig is jy Simon, seun van Johannes, die Vader het dit aan jou bekend gemaak. En dan kom Jesus en dan verduidelik hy die geestelike betekenis van Simon se nuwe naam Petrus. Na hierdie belydenis van Petrus, u is die Christus, die seun van die lewende God. En dan sê hy vir hom, en ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou.
Nou Jesus is die rots, maar as leier van die kerk sal Petrus ook 'n rots wees. Die teks word verskillend verstaan. As Petrus die rots of is die belydenis die rots? Maar Petrus was as leier van die apostels ook 'n rots, maar die uiteindelike rots is Jesus. Hy is 'n rots, sy naam is Petrus. Nou 'n rots staan stewig. 'n Rots kan jy nie roer nie. 'n Rots kan mos nie afvallig word nie. Op pad na Getsemane wil Petrus sy naam Sefas, wat rots beteken, gestand doen. En dan sê hy vir Jesus, selfs al sal almal van u afvallig raak, ek sal nooit afvallig raak nie. Ek is 'n rots. Ek gaan staan. In die Lukas Evangelie verduidelik Jesus vir Petrus hoekom hy gaan afvallig raak. Hy sê Jesus vir hom, Simon, Simon, kyk, Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. En die Vader het dit toegelaat. Dis reg, Satan kan hulle sif. Let op, Jesus noem hom hier Simon en nie Petrus nie. Hy sê vir hom Simon. Simon. Die Satan het die Vader se toestemming om jou te sif. En jy gaan nie opgewasse wees nie. Jy gaan maklik val. Soos wat die koring deurval wat die toets deurslaag en die kaf en die sif agterbly, gaan die disippels se geloof soos kaf wees wat nie die toets geslaag het nie. Julle gaan nie staande bly teen die Satan se versoeking en toets nie. Jy gaan dit nie maak nie, Petrus. Hoor wat sê Petrus, wat sê Jesus verder vir Petrus? Maar ek het vir jou gebid sodat jou geloof nie sal wankel nie. En wanneer jy eendag tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Wat sê Jesus vir hom? Simon, vandag sal jy nie 'n rots wees nie. Jy gaan afvallig word, maar jy gaan nie jou geloof heeltemal verloor nie. Jy gaan weer tot inkeer kom. Jy gaan nie heeltemal jou geloof verloor nie, want ek het vir jou gebid. Petrus wil egter niks daarvan hoor nie. Dis nie hoe hy homself dink nie. Ek is Petrus. Ek is 'n rots, ek staan stewig. En Lukas gee meer detail oor Petrus se selfversekerdheid. Petrus het egter vir hom gesê, Here, ek is bereid om saam met u die tronk en die dood binne te gaan. Sê Petrus vir hom. Let op, is Petrus wat die disippels, hulle stem ook saam, maar die een wat praat is Petrus, want hy is die rots. Jesus se antwoord dan hierop moes vir Petrus koue rillings gegee het, want diep in sy hart weet hy, Jesus was nog nooit verkeerd nie. En dan sê Jesus vir hom, Amen, ek sê vir jou, jy sal my in hierdie nag voor 'n haankraai 3 maal verloon. Nou in die Matteus Evangelie is Petrus steeds vol selfvertroue in sy antwoord aan Jesus, en na dit sê Petrus vir hom, selfs al moet ek saam met u sterf, ek sal u beslis nie verloon nie. Die ander disippels het ook so gesê, hulle het beaam. Maar Petrus is die een wat dit gesê het. Nou die gebeure wat hierna in Getsemane afgespeel het, was 'n duistere voorspel dat die nag nie goed vir die disippels gaan eindig nie. Jesus was diep bedroef tot die dood oor die beker van sy Vader se toorn wat vir hom in die vooruitsig was. En dan vra hy, ons ken die verhaal, hy vra vir Petrus en Johannes en Jakobus, die intieme kerngroep wat saam met hom gegaan het, hy sê vir hulle, bly hier en waak saam met my. Want wat vir my voorlê is erg, en wat vir julle voorlê is ook erg. So bly en waak saam met my. 3 keer moes Jesus sy disippels wakker maak. Hulle kon nie vir 1 uur in gebed saam met hom wakker bly nie. 3 keer moes hy teruggaan, dan slaap hulle. Dit voorspel niks goeds nie, want die moeilikste deel van die nag lê nog voor. En dan sê Jesus uiteindelik vir hulle, waak en bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. As die disippels gewaak en gebid het, sou dit waarskynlik beter gegaan het. Hulle het nie besef hoe swak hulle regtig in eie krag is nie. Hulle kon nie eers bid nie. Hoe wil hulle staande bly wanneer die versoekings en beproewings kom en Satan hulle sif? Hulle kan nie bid nie. Hoe wil hulle staande bly? Geliefdes, miskien is jy ook vol bravade oor hoe en wat jy vir Jesus sal en gaan doen en nie hier of daar sal val nie. Bid jy?
waak jy in gebed? Hoe wil jy staande bly wanneer jou groot toets kom, as jy nie eers kan wakker bly om te bid nie? As jy nie bid nie, en as jy nie 'n getroue gebedslewe by God het nie, beloof ek vir jou, jy gaan val. Jy gaan nie staande bly nie. Jy gaan val. Maak nie saak wat jy glo en hoe sterk jou oortuigings is nie, as jy nie waak en bid nie, gaan jy val. Dit is dalk jou ervaring. Hoe gaan jy staande bly wanneer die geveg begin? As jy nie bid voor die tyd nie. Wanneer Judas met die Joodse raad en die tempelwagte en die 600 Romeinse soldate die tuin van Getsemane binnestap om Jesus te arresteer, is Petrus nog vol bravade. Onthou, hy het gesê, hy weet wat hy gesê het. Hy het gesê, Jesus, ek sal saam met u die tronk en die dood binne gaan. Ek sal saam met u sterf. En hy moet wys, hy's Petrus. Hy sal dit doen. En solank Jesus langs Petrus is hy sterk. En wanneer Jesus die horde aanspreek, baie interessant, kom net in Johannes voor, en sê dat hy Jesus die Nasareëner is, word hulle bewus van Jesus se majesteit. Aangrypend, ons lees in Johannes 18 vers 6, toe Jesus vir hulle sê, ek is hy, het die soldate teruggedeins en op die grond neergeval. Net voor homself oorgegee het om gearresteer te word, val die soldate en toe Jesus sê, ek is hy, toe val hulle neer. Dit moes Petrus aangespoor het om te wys wat in hom steek. Want as Jesus hier langs jou staan en hy praat en hulle val almal neer, dan weet jy nie, jy is nou in die regte geselskap. En dan lees ons, Simon Petrus het toe 'n swaard wat hy gedra het getrek en na die hoofpriester se slaaf geslaan en sy regteroor afgekap. Die slaaf se naam was Malchus. Nou Jesus onmiddellik beveel vir Petrus om sy swaard weg te sit. Hy genees Malchus se oor en hy gee hom vrywillig oor om gearresteer te word, want hy weet wat hy moet doen. En dan word Jesus se voorspelling oor sy disippels se afvalligheid vervul. Ons lees in Matteus 26:56, daarop het al die disippels hom in die steek gelaat en gevlug. Toe hardloop hulle almal. Petrus het egter nie gevlug nie. Moontlik Johannes ook nie, daar word later van hom gepraat, maar sy naam word nie genoem nie, maar die res het almal gaan hardloop en waarskynlik ergens gaan wegkruip. Petrus was van voorneme om ten alle koste by Jesus te bly. Ons lees, nadat hulle Jesus gevange geneem het, het hulle hom weggelei en die hoofpriester se amptswoning binne gelei en Petrus het op 'n afstand gevolg. Hy het nie weggehardloop soos die res nie. Hy volg, hy wil kyk wat gebeur. Hy het op 'n afstand gevolg terwyl die ander disippels weggehardloop het. Want hy het onthou, hy weet baie goed wat hy vir Jesus gesê het, selfs al sal almal van die afvallig raak, ek sal die afvallig raak nie. So daar hardloop hulle, hy gaan agter Jesus aan. En Petrus waag dit om in te gaan by die hoofpriester se amptswoning en iemand het vir hom toegelaat, dit kon moontlik Johannes wees, lees ons ook daar, want die disipel se naam word nie genoem nie, dit kan 'n ander onbekende disipel wees, nie een van die 12 nie, maar dit kan Johannes ook wees. En dan gaan hy die amptswoning binne, waar Jesus eers voor Annas die vorige hoofpriester, ons lees dit in Johannes, en daarna voor Kajafas die huidige hoofpriester en die Joodse raad verskyn het. En dit lyk asof Annas en Kajafas in dieselfde groot amptswoning gebly het, Annas in sy kwartiere en Kajafas in sy kwartiere. En dan lees ons in Matteus 26:58, Petrus het hom op 'n afstand gevolg tot in die voorhof van die hoofpriester se woning nou. Hy het na binne gegaan en by die dienspersoneel gaan sit om te sien hoe dit so afloop. Hy wil nou kyk wat gebeur. Nou dit is tydens die verhoor van Annas en Kajafas en die Joodse raad. Jesus is eers daar verhoor. Toe het hom die oggend gevat na Pilatus toe na Herodes toe weer terug na Pilatus toe. Maar hierdie was in die nag waar Petrus vir Jesus verloor het. Dit het alles gebeur oor 'n tydperk van ongeveer 2 ure. Tussen 1 uur die oggend en 3 uur die oggend. En in daardie 2 ure, vroeg in die oggend, het dit koud geraak in die binnehof van die hoofpriester se woning. Ons lees in Lukas 22:55, hulle het 'n vuur in die middel van die voorhof aangesteek
en daar by mekaar gaan sit met Petrus tussen hulle. So die voorhof as jy inkom by die poort, en as jy aanstap, dan kry jy die binnehof. Petrus beweeg later na die binnehof, waar daar ook 'n vuur was. Waarskynlik om beter te sien en te hoor wat met Jesus gebeur, dat hy kan sien wat sê hulle vir Jesus. En dan kom die duiwel, en dan verras hy vir Petrus uit 'n onverwagse oord. Ons lees in Markus 14, 66, 67. Terwyl Petrus onder in die binnehof was, kom een van die diensmeisies van die hoëpriester, en toe sy vir Petrus sien besig om homself warm te maak, kyk sy na hom en sê, ook jy was saam met Jesus die Nasareëner. 'n eenvoudige vraag van 'n diensmeisie. Voorheen sou Petrus haar vraag met oortuiging geantwoord het, ja, ek volg Jesus. Maar skielik is Petrus alleen in 'n vyandige omgewing. En Jesus is nie langs hom nie. Jesus is 'n gevangene wat ondervra word. En dan lees ons, hy het dit ontken deur te sê, ek weet nie waarvan jy praat nie en verstaan ook nie wat jy sê nie. Hy hou hom doof en blind. Petrus verloon vir Jesus sonder om te blik of te bloos, so maklik. Toe hy hom kom kry, toe het hy klaar geval. Die sterke, selfversekerde Petrus is soos kaf in die Satan se sif. Hy word geskit sonder om weerstand te bied. Petrus het nie geweet sy vlees is so swak nie. En nog swakker sonder gebed. Petrus, die rots, het soos 'n stofkluit ineen geplof. Dalk het vrees hom beet gepak. Dit is nie net Jesus se lewe wat in gevaar is nie, myne ook. En Petrus vergeet sy woorde, selfs al moet ek saam met u sterf, ek sal u beslis nie verloon nie. En hy verloon vir Jesus net so. En nadat Petrus Jesus verloon het, staan hy op en hy loop weg na die voorhof, wat na die poort lei, waarskynlik om weg te kom uit die situasie. Maar daar sien 'n ander diensmeisie om, net na dit, ons lees in Matteus 26, 71, en 'n ander diensmeisie het hom na die poort sien loop en sê toe vir die mense daar, hierdie man was saam met Jesus die Nasareëner. En dan weer verloon Petrus die Here Jesus. Die keer is dit erger. Dan sê hy, weer het hy dit ontken, met 'n eed, ek ken die man nie. Hierdie keer lê Petrus se eed af, voor God, dat hy vir Jesus nie ken nie. En Petrus minag vir Jesus, deur nie eers sy naam te noem nie. Hy sê, ek ken nie die man nie, waar hy voorheen gesê het, die Heilige, die Seun van die Allerhoogste God. Dieselfde Petrus wat vir Jesus gesê het, U is die Seun van die lewende God, verwys nou minagtend na Jesus as die man wat hy nie ken nie. In die Lukas evangelie word dit duidelik dat die derde verloning ongeveer 'n uur later plaasgevind het. In die Johannes evangelie word die verlonings ook voorgestel as gebeure wat oor 'n tyd tussen 1 uur en 3 uur plaasgevind het. En in Lukas 22:59 lees ons, na ongeveer 'n uur het iemand anders daarop aangedring en gesê, sowaar ook hy was saam met hom, want hy is ook 'n Galileër. In die Matteus evangelie blyk dit dat die persoon deel was van die omstanders. Daar lees ons, na rukkie het die omstanders nader gekom en vir Petrus gesê, jy is beslis ook een van hulle. Trouwens, jou uitspraak verklap jou. Nou wat waarskynlik daar gebeur het is, vele van die omstanders het reeds die diensmeisies gehoor. En hulle het Petrus herken as die disipel wat altyd by Jesus was, en in daai week voor dit was hulle elke dag in die tempel, en Petrus was saam met Jesus. En verder het Petrus 'n uitspraak as Galileër om weggegee. Hulle het 'n aksent gehad wat anders was as die Judeërs, en die Judeërs het neergesien op hulle, so hulle het 'n Galileër onmiddellik uitgeken. En daar is op hom ingefokus, en wat veel het hom waarskynlik uitgewys, en meer as een het waarskynlik gepraat, gesê hy is een van Jesus se volgelinge, en dit het alles vir Petrus net te veel geword. Hy het Jesus reeds 2 keer verloon, 'n derde keer sou net makliker wees. Dis maar soos dit gaan met sonde. Jy doen dit 1 keer, die volgende keer makliker, ag en daarna kom dit so maklik. Daarop begin hy vloek en sweer, ek ken die man nie. Sonde gaan altyd van kwaad na erger.
Satan speel nou met Petrus soos 'n kat met 'n muis. Hy maak met hom net wat hy wil. Dis waar hy nou is. Petrus is in so desperaat dat hy vloek en sweer. Nou hy het nie net gevloek en gesweer nie. Wat beteken is, hy het 'n vloek oor homself uitgespreek. Hy het gesê, mag God my vervloek as ek nie die waarheid praat nie, ek ken die man nie. Dis wat Petrus gesê het. Mag God my vervloek as ek nie die waarheid praat nie, ek ken die man nie. Kan jy sien hoe Petrus verval het? En onmiddellik het 'n haan gekraai. Dit was waarskynlik aan die einde van die 3de nagwaak, wat gestrek het van middernag tot 3 uur die oggend. Dit was algemeen bekend in Jerusalem dat verskillende hane teen 3 uur begin kraai het en soms vir minute aan een. Lukas 22 se beskrywing van wat volg vind ons net by Lukas. Die Here het omgedraai en stip na Petrus gekyk. So dalk het Jesus beweeg, dalk was hulle klaar met hom en hulle hom nou weer die tempelwagte hom gevat en hy het verby beweeg nadat hy voor Kajafas was. En dan kraai die haan en dan die Here het omgedraai en stip na Petrus gekyk en Petrus het die woorde van die Here onthou dat hy vir hom gesê het, voordat 'n haan vandag kraai, sal jy my 3 maal verloon. En hy het na buite gegaan en bitterlik begin huil. Toe gaan sy oë oop. Die haan wat gekraai het, is soos die profeet Nathan, wat Dawid se sonde bloot lê. Jy is die disipel wat Jesus verloon het. Sonde maak 'n mens blind, totdat God in sy genade jou oë oopmaak. Het jy dit nie al so ervaar nie? Jy doen die ding, en dan raak dit al hoe makliker, totdat God in sy genade jou oë oopmaak vir die waarheid van sy woord. Petrus huil bitterlik, omdat hy teen God gesondig het, en die Here Jesus, vir wie hy lief is, 3 maal gruwelik verloon het. Nou die ongelooflike van die verhaal is die absolute kontras tussen Jesus en Petrus. Petrus vloek, en sweer en spreek 'n vloek oor homself uit, ek ken die man nie. Jesus staan voor die hoëpriester, Kajafas, wat hom vra, is jy die Messias, die seun van God? Jesus antwoord, ek is. Dit was die doodsvonnis vir Jesus, dis al wat hulle gesoek het. Hulle het hom weer die oggend verhoor voor die Joodse raad, daarna is hy na Pilatus, na Herodes, weer terug na Pilatus, toe is hy gekruisig. 9 uur het hy gehang. Dit was die doodsvonnis, daarna die spot, die spoeg, die vuiste, die sweepslaa, die kruis, totdat Jesus kon sê, dit is volbring. Petrus het voor sy vyande in lafhartigheid ineengestort. Jesus het voor sy vyande gestaan en as seun van God die Vader se beker van straf vir ons sonde vrywillig gedrink. Hy het ons tot die uiterste toe liefgehad. Satan het Petrus gesif en sy geloof wat gebou was op sy eie krag, selfvertroue, selfvoldaanheid, was soos kaf in die wind. Jesus kyk egter met liefde en ontferming na Petrus, omdat hy vir Petrus gebid het, dat Petrus nie sy geloof sal verloon nie. Petrus het geval en Jesus verloon, maar hy het nie sy geloof verloor nie. Belangrik. As Petrus sy geloof verloor het, sou hy homself waarskynlik in selfverwyd opgehang het, soos Judas Iskariot. Hy sou waarskynlik, na my mening, dieselfde pad gestap het as Judas, as hy sy geloof verloor het. En Petrus het een van die kosbaarste geestelike lesse van sy lewe geleer, hoe swak enige gelowige in eie krag is, en dat geen gelowige in eie krag teen die duiwel kan staande bly nie. Daarom skryf Petrus in sy eerste brief, en onthou, hy het dit in sy lewe nooit vergeet nie. Daarom skryf hy, wees nigter, wees wakker, julle vyand, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom teë. Petrus skryf uit ervaring uit. En wanneer die apostels die eerste diakens kies, dan sê die 12 onder leiding van Petrus, en ons sal ons dan toelê op gebed en die bediening van die woord. Jesus se opdrag in Getsemane, waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie, die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak, sou die 12 apostels nooit vergeet nie. Hulle sou dit nooit vergeet nie.
Nadat hulle almal in eie krag afvallig geraak het en Petrus die Here Jesus verloon het, was gebed hulle eerste prioriteit. Petrus se verhaal eindig gelukkig nie by trane van berou nie. Dis nie waar sy verhaal eindig nie. Hier sien ons die liefde en die genade van ons verlosser. Hoewel Petrus Jesus 3 maal verloon het, het Jesus Petrus herstel as die rots vir sy broers en susters. Met Jesus se voorspelling dat Petrus hom sal verloon, het Jesus ook voorspel dat Petrus weer sal opstaan. Hy het vir hom gesê, en wanneer jy eendag tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Jesus het op pad na Getsemane nie net sy dood nie, maar ook sy opstanding uit die dood voorspel. Hy het gesê, daar staan geskryf, ek sal die herder neerval, dis hy, en die skape sal uit mekaar gejaag word, dis die disippels, maar nadat ek opgewek is, sal ek voor julle uitgaan na Galilea. En dan in die Johannes Evangelie, in hoofstuk 21, bevind die opgestaane Here Jesus homself by die see van Galilea, saam met sy disippels. Hulle het vis gevang, en dan sien hulle iemand op die strand, dan herken hulle hom as Jesus, en dan wag hy op die strand vir hulle met ontbyt. En dan vind ons die aangrypende verhaal van Petrus wat as rots in sy amp herstel word. Petrus het in die tuin van Getsemane 3 keer aan die slaap geraak, terwyl hy moes waak en bid. Petrus het Jesus 3 maal verloon, toe Jesus in die vroeë oggendure in die hoëpriester se amptswoning verhoor is. En dan lees ons in Johannes 21, nadat Jesus en sy disippels klaar ontbyt geëet het, vra Jesus vir Petrus 3 vrae. 3 keer in die slaap geraak, 3 keer verloon, dan vra Jesus vir hom 3 vrae. Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Onthou, Petrus het gesê, hy sal nie afvallig raak nie, al sou al die disippels afvallig raak. Nou vra Jesus hom, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Tweede vraag, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? En dan die derde vraag, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het Jesus 3 maal verloon, terwyl hy gesê het, hy sal nie afvallig raak nie, al raak almal afvallig. Daarom vra Jesus Petrus 3 keer of hy hom lief het. 2 keer antwoord Petrus, ja Here, U weet dat ek U lief het. Na die derde vraag het Petrus bedroef geraak, omdat Jesus hom 3 keer gevra het. Want toe Jesus hom die derde keer vra, het dit waarskynlik al die gebeure daar in die huis van die hoëpriester helderlik terugkom, hoe hy die Here Jesus verloon het, en gesweer het dat hy Jesus nie ken nie. En Petrus antwoord weer, Here, U weet alles, U weet dat ek U liefhet. Aangrypend. Jesus herstel Petrus volkome in sy amp as rots en as leier in die gemeente. En dan gee die Here Jesus vir hom 'n drievoudige opdrag. Laat my lammers wei, my lammers is my kinders. Pas my skape op, laat my skape wei. Dit wys op geestelike voeding en dit wys op die oppas van die kudde teen dwaalleer. Deur gebed en die bediening van God se woord is Petrus verantwoordelik vir die geestelike voedsel en die versorging van God se kudde. En wanneer ons nou aanlees en ons na die uitstorting van die Heilige Gees in die boek Handelinge lees, sien ons 'n ander Petrus, wat deur die krag van die Heilige Gees vreesloos voor dieselfde Joodse raad staan. Nie voor 'n diensmeisie, nie voor die Joodse raad wat die mag het om hom dood te maak, ongeag of sy lewe in gevaar is. En dan is Petrus nie skaam vir die naam van Jesus nie. Dan lees ons in Handelinge 4:12, waar hy vir die Joodse raad sê, waar hulle vir hom uitdruklik beveel, julle mag nie praat nie. Dan sê hy, Jesus bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. So getuig Petrus en Johannes voor die Joodse raad. Uiteindelik het Petrus gesterf vir sy geloof in die Here Jesus, soos wat hy vir Jesus gesê het. Hy het gesê, ek sal saam met jou die dood ingaan. Die tradisie vertel, Petrus is onderste bo gekruisig. Hy is in 64 na Christus, op dieselfde dag wat Paulus tereggestel is, het Paulus se kop afgekap, want hulle mag hom nie gekruisig het nie, hy was 'n Romeinse burger, so hulle sy kop afgekap, Petrus is gekruisig.
Maar hy het blykbaar vir hulle gesê, hy is nie waardig om soos sy verlosser gekruisig te word nie. Kruisig my onderste bo. En dit is 'n skillery van hoe hulle hom nou opgetel het en onderste bo gekruisig het. So Petrus het toe saam met Jesus die dood binne gegaan en vir Jesus gesterf soos hy gesê het. Dit het net later gebeur. Geliefdes, ek sluit af. Mag Petrus se verhaal u bemoedig. Vir baie van ons is dit ons eie verhaal. Wanneer ons terugdink aan hoe ons die Here al bedroef het. Hoe ons in eie krag Jesus verloon en gesondig het en ontrou was. Dalk wonder jy, dalk is daar iets wat in jou lewe gebeur het. Jy is lief vir die Here, maar jy dink terug, daai ding wat jy gedoen het. Jy kan nie daaroor kom dat jy dit aan die Here gedoen het nie. Dalk wonder jy, het die Here Jesus my ooit vergewe? Die vraag is, het jy met trane van berou teruggekom na die Here Jesus? Dan het hy jou vergewe. En dan het hy jou herstel. Want dis hoekom hy vir jou gesterf het aan die kruis. Kom ons leer by Petrus en staan op en aanvaar die Here Jesus se vergifnis met die vaste wete. Hy het ons tot die uiterste toe liefgehad. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat as ons terugkyk in hierdie tyd na u lydensweg, na die pad wat u gestap het. U is gebore om te sterwe. En nie net te sterwe soos wat ons almal sterwe nie. U is gebore om te sterwe vir die sonde van 'n sondige mensdom. En nie ook net te sterwe nie. U het God verlaat en het ervaar en het die volle toorn en straf vir die sonde van die mensdom op u geneem. Soos Paulus sê, u het sonde geword ter wille van ons. So het u ons liefgehad. Ons dankie daarvoor. Here, en as ons in aanbidding voor u neerbuig oor dit, dan besef ons eie swakheid. Ons besef, ons het almal in onsself, in ons eie krag, het ons voete van klei. En wanneer ons self versekerd staan in eie krag en met bravade, dan is ons val die naaste. Maar wanneer ons in gebrokenheid en afhanklikheid deur die krag van die Gees op u vertrou, dan is ons sterk. Ja, Here, help u vir ons. Beklee ons met nederigheid, met afhanklikheid, dat ons op u sal vertrou en hou ons staande, dat ons met vrymoedigheid sal getuig van die naam van Jesus wat bo alle name is, die alleen naam waardeur ons gered kan word, die naam van Jesus. Help ons en maak ons getrou aan u Here. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die opneem van die dankoffers.